Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Een van die redes waarom Psalm 23 so geliefd is omdat dit so 'n persoonlike psalm is. Dawid, wat self 'n skaapherder was, het sy skaap op hulle naam geken. Hulle het sy stem herken en hom gevolg. Vir die Dawid is die Here my herder. Hy kon die Here met reg as die herder aangespreek het, want dit is waar. Daar is tog nie nog 'n herder soos die Here nie. Hy is die enigste, hy is die goeie herder, die herder. Hy kon ook van die herder as ons herder gepraat het, want dis ook waar. Die Here is die herder van sy hele kudde, van sy volk in die Ou Testament, van sy kerk in die Nuwe Testament. En tog spreek hy hom aan as my herder. Om dit nog meer intiem persoonlik te maak, praat hy in vers 4, juis waar dit oor die dal van donker dieptes gaan, nie meer oor sy herder nie, maar begin hy met sy herder praat. Hierdie persoonlike verhouding wys vooruit na die koms van Jesus Christus, wat dit vir ons moontlik maak, vir my moontlik maak, om in 'n verhouding met die Vader te lewe. Deurdat Jesus, die Lam van God, in my plek geoffer is, en sy lewe vir my, sy skaap afgelê is, kan ek met oortuiging en die geloof bely dat hy ook my herder is. Die Gees roep dit in my uit. Die Gees verseker my daarvan. Die feit dat die Here my herder is, moet egter nie verkeerd verstaan word as sou die Here aan my behoort nie. Ek besit hom nie, ek kan hom nie vir my eie doeleinde skaap nie, nie in beginsel nie en ook nie in praktyk nie. Onthou, die skape behoort en is daar ter wille van die herder. Hy koop hulle aan, hy versorg hulle, hy verkoop hulle weer soos wat dit hom behaag. Hy koop die skape en sorg vir hulle. Die skape kies hom nie. Die einddoel van die versorging van die skape is sodat die skaapboer daardeur geken kan word. Die herder word geprys vir sy skape. Die skape word nie geprys oor hulle herder nie. Dit gaan dus oor hom. Die Psalm besing nie die goeie en getroue skaap nie, maar die goeie en getroue herder. Die hele Psalm is vol van wat die Here doen, nie wat ons doen nie. Tevens daar is geen eksplisiete opdrag in die Psalm nie. Hy is die een wat alles doen. Hy lei my na groen weivelde, na waters waar rus is. Hy gee my vrede, hy lei my op die spore van geregtigheid. Sy stok en staf beskerm my, sy goedheid en guns volg my. En ek kan maar net niks kort kom nie. Ek hoef maar net nie bang te wees nie. Ek kan maar net by die feesmaal aansit. Sy goedheid en guns volg my. Ek kan maar net tuis wees in die huis van die Here. Wat 'n besondere genadeverkondiging. Hy is dus my herder in die sin dat ek aan hom behoort. Dat ek bevoorreg mag wees om deel van sy kudde te wees. Dat hy my mag versorg. Ek ken sy stem en volg hom. Ek is sy eiendom. Ek lewe tot sy eer en nie andersom nie. En omdat dit oor hom gaan, juist daarom kort ek niks nie. Om niks te kort nie, beteken nie dat ek alles het nie. Dit beteken dat ek het wat ek nodig het, en dat dit vir my genoeg is. Die herder se teenwoordigheid waarborg dat die skaap alles het wat hy nodig het. Sy teenwoordigheid is genoeg. Daarom moet ons in die herder se teenwoordigheid lewe. Solank ek deel van sy kudde is, wat in sy teenwoordigheid wy, sal daar versorging en beskerming wees. Kom sorg saam met my, maar net dat ons elke dag naby die herder lewe. Psalm 73 vers 23 tot 28 stel dit mooi. Tog was ek nog altyd by U, want U vat my aan die hand. U lei my met U raad, en aan die einde sal U my in die ere opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie.
Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte. Aan hom behoort ek vir altyd. Die wat ver van U af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan U ontrou is. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al U werke bly vertel. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Goeienaand.